Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker op hierdie Saterdag, die 16de Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Vanmôre kom die skrif hier uit die boek van Jeremia, hoofstuk 29. Die eerste 14 verse. Jy weet, ons mis soms sekere dele van die woord. Maar hierdie gedeelte, die hoofstuk, is waar Jeremia 'n brief geskryf het aan sy broers en susters, wat in ballingskap weggeneem was en in Babel was. En hy skryf hulle 'n brief, en hierdie brief spreek vir hulle iets baie belangrik uit. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel, aan al die ballinge wat ek uit Jerusalem na Babel in ballingskap weggevoer het. Luister mooi. Hy sê, God sê, dat hy het Israel in ballingskap laat wegvoer na Babel toe. God het dit gedoen. Hoekom? Jy sien, die mensdom dink hulle kan doen wat hulle wil, hulle kan beweeg soos hulle wil. Hulle hoef God nie te aanbid nie, hulle hoef God nie te soek nie. En dan wanneer hierdie dinge gebeur, dan wonder hulle hoekom, wat het hulle verkeerd gedoen? Maar dit is presies wat hulle verkeerd gedoen het. Hulle het God nie gedien nie. God se opdrag is baie duidelik van die begin af. Ek en jy moet hom dien. Moet hom dien. En hier het hy 'n hele volk gestraf, omdat hulle hom nie dien nie, want hy het hulle geroep om hom te dien. Verder sê die brief in vers 5, bou huise en woon en plant tuine aan en eet die vrugte daarvan. Neem vroue en verwek seuns en dogters en neem vroue vir julle seuns en gee julle dogters aan mans, dat hulle seuns en dogters baar en vermenigvuldig daar en moenie verminder nie. Jy sien, God het 'n doel en 'n plan ook in alles. En soek die vrede van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het, en bid daarvoor tot die Here, want in die vrede daarvan sal julle vrede hê. Want so spreek die Here van die leerskare, die God van Israel. Laat julle profete en julle waarsêers wat onder julle is, julle nie bedrieg nie, en luister nie na julle dromers, vir wie julle laat droom nie. Want hulle profeteer vir julle vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, spreek die Here. Want so sê die Here, as eers 70 jaar vir Babel verby is, sal ek op julle ag gee, en aan julle my goeie woord vervul, om julle na hierdie plek terug te bring. 70 jaar moet verbygaan, voordat God Israel gaan laat teruggaan na Jerusalem toe, na Israel toe. Luister na hierdie vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons kan nie verwag dat God moet vir ons 'n hoopvolle toekoms gee as ons ongehoorsaam is nie. Ons kan nie verwag dat God moet vir ons dinge doen en ons uit die duisternis uittrek as ons ongehoorsaam is en hom nie dien nie. Vers 12 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Jy sien, dan sal hulle God aanbid. Hulle sal hom dien. En dan sal God hulle hoor. Hy sal na hulle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Vanmôre vra ek jou broer, suster, vra jy na God met jou hele hart? Met jou hele hart? Is hy jou eerste? En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke, waarheen ek julle verdryf het.
spreek die Here, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap weggevoer het. Ons moet God dien. Ons moet gehoorsaam wees. En dan begin hy alles wat verkeerd is in ons lewe herstel. Hier het hy toegelaat dat Israel in ballingskap weggevoer is. Maar hy beloof, hy sal hulle vrede gee vir daai 70 jaar, terwyl hulle in gevangenskap is. En na die 70 jaar, sê hy, dan sal hulle hom soek, met hulle hele hart, en dan sal hy na hulle luister, en hy sal die herstel begin bring. Jy sien, vir daardie rede het Christus Jesus gekom as mens, hy die woord in vlees geword. Johannes het alles vir hom gereed gemaak, hy het die mense gedoop tot bekering van hul sondes. Jy sien, daar moes eers herstel in die hart kom, voordat daar herstel in die liggaam kom, sodat daar herstel in die grondgebied kan kom. Luister mooi, daar moet eers herstel in die hart kom, voordat daar herstel in die liggaam kom, sodat daar herstel in die grondgebied kan kom. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie, dat U planne met ons elkeen, planne is, planne van vrede en nie van onheil nie, om ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Dankie dat U gedagtes vir ons goed is. Vader, laat ons gehoorsaam wees. Laat ons U soek met ons hele hart, sodat daar herstel kan kom in ons harte, sodat daar herstel kan kom in ons liggaam, sodat daar herstel kan kom in ons grondgebied. Help ons, Vader, om gehoorsaam te wees, en daarom is ons dankbaar vir die bloed van Jesus, vir die kruisiging, vir die opstanding, dat hy opgevaar het na die hemel, sodat ons die Heilige Gees kan hê, sodat ons die opdrag kan uitvoer wat U vir ons gegee het deur hom. Maak disippels van mense. Laat julle gedoop word tot bekering van sondes, sodat daar herstel kan kom. En daarom loof en eer ons U, o Vader, tot in alle ewigheid. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.